Goed, kom ons probeer die volgende een. Dit is die herexamen van verlede jaar. Wat beteken dit is nie so 'n lang vraag nie. Kom ek vat net hierdie so 'n bietjie weg. Vraag 7. Jy kan sien hulle praat hier van 'n puntlading, elektriese veldpatroon. Hier is 2 polystyreenballe wat hang van 'n plafon af. Blablabla, Coulombse wet. En dis net 13 punte. So dit behoort jou 13 minute te vat. Kom ons kyk of ons dit vinniger kan doen. So X, daar is X, is 'n punt. Hy's so ver weg van 'n puntlading, 'n positiewe puntlading met hierdie grootte. Sien die diagram hier onder. Hulle gee vir ons die afstand. En jy sal onthou as jy wonder in watter eenhede jy moet werk, dan kan jy kyk waar's K, Newton, meter, Coulomb. Goed. So, ek gaan hierdie nano moet ek vat na Coulomb toe. Die meter kan bly waar hy is en hulle soek 'n elektriese veldpatroon. Maar net van hierdie een. So nie 2 nie. Jy weet in elk geval nog nie wat die grootte van X nie. En jy sal sien dit tel net 2. So wanneer 'n mens dit doen, dan gaan jy teken net jou een sketsie, kom ons sê gou 7.1.1. Ek gaan net my een sirkel trek en nou kan ek dit regtig netjies doen met 'n liniaal. Baie mooi, kyk dat hy net raak, dat ek nie oorgaan nie. Dis 2 punte wat ek graag wil hê. Maak nie saak vir hoeveel punte jy werk, of jy nou werk vir 80s en 90s, en of jy werk om deur te kom, nee, hierdie 2 punte kan 'n verskil maak. Dit is 'n positiewe puntlading. Ja, +4. So, ek weet, die lyne gaan wegbeweeg. So, al my pyltjie, die lyne is almal ewe ver uit mekaar uit, min of meer. Kom mooi loodreg daar uit, die vorm is reg, en dit tel net 2 punte, nee? Want nou kan jy nie regtig vir vorm 'n punt gee nie. So jy gaan net 'n punt kry vir die rigting wat reg is, en jy gaan 'n punt kry vir die netheid. Daar's niks wat kruis, of wat buig, of wat aan mekaar raak, kruis. Nee, wat kan jy nog verkeerd doen? Daar's pyltjies by almal, hy gaan nie deur die sirkel nie, nee, al daai mooi goed. So, daar's my eerste 2 punte. Dan sê hulle, bereken die grootte van die elektriese veld by X. So, rondom hierdie punt is daar nou daai elektriese veld. Ek wil die grootte hier van die elektriese veld daar weet. Wat is die 2 formules wat ek kan gebruik? Wel, vir elektriese veld is daar die 2 E's, elektriese veld. Hulle gee nie vir my die grootte van die krag wat X ervaar nie. Hulle gee vir my 'n afstand en 'n lading. En daarom gaan ek werk met hierdie een. So, ek gaan hom neerskryf. En E is gelyk aan K op R². En ek gaan nou pause, doen homself, en dan pause jy, en dan kyk jy of jy hom reg gekry het. Ok, wat het jy gekry? Hulle sê bereken die grootte van die elektriese veld, so ek hoef nie 'n rigting hier by te sit nie, maar net vir konsekwentheid, die grootte van die punt van die elektriese veld by punt X, hy's positief, so die veld gaan na regs gaan. So ek sou hier kon sê na regs, maar jy gaan nie 'n punt daarvoor kry nie, want hulle vra net vir die grootte. Die ander een is, jy sou hier kon sê, dis 5,76 maal 10 tot die mag 1, 2, 3, 4 Newton per Coulomb in 1. Jy kan hom in wetenskaplike notasie ook sit, nee. Dit maak glad nie saak nie.
Okay, so dit is die eerste 5 punte. 2 vir daar, 3 vir hierso. Dan sê hulle 2 identies neutrale polistireenballe aanbied. Die feit dat hulle sê dis identies beteken nie dat hulle dieselfde lading het nie, dit beteken hulle is ewe groot. Okay. Hulle hang aan ligte, geïsoleerde, onrekbare touwtjies, die touwtjies het geen effek nie, behalwe dat hierdie 2 kan beweeg. As die ouens hulle op staander sit, dan kan die polistireenballe of die metaalsfere gewoonlik nie beweeg nie. Hulle hang aan 2 gelyke lengte touwtjies van die plafon af, soos in die diagram. Bal B word dan 'n aanvanklike negatiewe lading met 'n onbekende grootte gegee. So ons weet, hoekom maak ek 'n plus as dit 'n negatiewe lading is? Ek het my tipex hier iewers, ek kan nie gom gebruik nie. En dis my vraestel, so ek mag maar, waar in jou lewe? Negatiewe lading. Die balle trek mekaar aan, raak, stoot mekaar dan weer af. So, onmiddellik dink ek hierdie ene moes positief gewees het. As hulle mekaar aantrek, dan moes hy positief gewees het. Die balle kom tot stilstand, met hulle middelpunte 10 cm weg van mekaar af, en elke touwtjie maak 'n hoek van 90 grade met die vertikaal. Sien die diagram hieronder. So, A en B word toegelaat om te raak, en dan, wat gebeur as hulle raak, graad 10? Albei kry dieselfde lading. So, hulle gaan of albei positief wees of albei negatief, afhangende van watter een van hierdie 2 ladings die grootste was. Albei positief of albei negatief, hulle gaan mekaar daarna afstoot. Stel Coulomb se wet in woorde. So, vraag 7.2.1, baie mooi jou definisie, en onthou hierdie definisie, die elektrostatiese krag is direk eweredig aan die produk van die 2 ladings, en omgekeerd eweredig aan die kwadraat van die radiusse. Onthou dat jy nie hier praat van massas nie, en onthou om daai kwadraat in te sit, en onthou van die woord produk. Jy moet sê die 2 ladings maal met mekaar. So dis jou definisie, skryf hom baie netjies. Jy weet hy gaan daar wees. Moenie hom nie leer nie. En dan vir 7.2.2 sê hulle bereken die grootte van die aanvanklike lading van B wat aan die bal gegee is. Indien die massa van elke bal 0,012 kg is. Nou kan ek sommer hoor 'n paar van julle sê, goed, volgende vraag. Ek kan daai 6 punte opgee. Ja, jy kan, as jy heeltemal clueless is, met baie respek gesê, as jy nie 'n clue het, is beter, wat om hier te doen nie. Los die res van die bladsy oop, daar behoort heel wat plek te wees. En kom terug na hom toe. Maar dis glad nie ondoenbaar nie, want jy sal onthou, ek het vir jou gesê, by elektriese velde kan jy 'n veldpatroon verwag. En dit is nou hierdie ouetjie of die ene wat jy die 2 het. By Coulomb se wet kan jy 'n vektordiagram verwag. En as jy nou dit onthou wanneer jy die vraestel skryf, dan help dit jou bietjie hierso, want jy gaan nou, kom ek teken dit sommer hierso, bal B, as ons net op hom fokus, dan daar's B. Wat is al die kragte wat op B inwerk? Wel, hy het 'n massa. Hy hang in die lug. So, daar's definitief 'n gewig wat hom aftrek. Dan is daar hierdie touwtjie, as ek hom so trek, wat sy FT is, die tensionkrag. En hy word daai kant toe gedruk
deur dieselfde lading van A. So daar is nou nog so 'n krag ook, en ek gaan sommer sê, dit is my Fe, kom ons maak dit 'n hoofletter E, my elektrostatiese krag. Goed. Nou as ek van hierdie 'n mooi geslote vektordiagram maak, en ek sê, daar is my Fg, hier is my, gaan dit, nee, ek wil vir Fe daar so sit, ek sal nou daai uitvee, en dan daar is my tensionkrag, so daar is die tension, hier is Fg, hierdie enetjie is Fe, ons vat gou daai weg, Right. Die hoek wat hy maak hierbo is 9 grade. Kom ons sê, jy het nog steeds nie 'n idee wat om te doen nie, maar jy weet, ek kan vir Fg uitwerk. Fg, massa maal gravitasie, die massa is 'n baie klein 0,12 gravitasiekrag, en dit gee vir my 0,12 maal met 9,8 is nie veel groter nie, maar 1176 Newton. Okay, so daar het ek darm al die afwaartse krag. En nou kan ek die tension uitwerk, maar ek kan ook sê, ons is mos nou besig met elektrostatiese krag. Ek kan hierdie ene uitwerk. As ek hierdie aangrensende sy het, kan ek mos die teenoorstaande sy kry. Wat sit aangrensend teenoorstaande is tan van die 9 grade is aangrensend, so die Fg op die teenoorstand Fe. Ek wil hom weet, so ek gaan hom hiernatoe vat en die tan ondertoe, nee? So, miskien moet ek dit op my papier skryf. So ek het Fg, Mg, 0,012, 9,8, ek het 0,1176 Newton. Dan het ek vir tan 9 grade, wat my, kyk waar is die 9, teenoorstand op aangrensend is. Teenoorstand op aangrensend. Die aangrensend is die ene wat ek wil. Ja, sien, dis goed, ek moet dit skryf. Die teenoorstand is die een wat ek wil hê. Fe. Die aangrensend is die Fg. Nou kan julle verstaan hoekom ek eerste daai skryf. So ek wil daai nou weet, ek het hierdie ene, so ek kan hom net hier kom skryf, 1176, dan 9 grade, dit gaan vir my elektrostatiese krag gee. So dit gee vir my hierdie enetjie maal met dan 9 grade. Dit bly maar klein getalletjies. 1,986. Geen rede hoekom ek moet afrond nie. Okay, maar nou het ek die krag waarmee die kom ek kry hierdie sketsie. Ek het nou daai krag. Nou ek weet dis daai stukkie krag. Ek het nou nog nie die 10 cm gebruik nie. Wat van as ek sê dat hierdie krag en hierdie lading, en ek weet hierdie twee ladings moet ewe groot wees. Ek het 'n krag, ek het 'n afstand. Kom ons vat 'n vetkans en ons gebruik hierdie formule, Fe, nee, die elektrostatiese krag, is K, Q1, Q2, gedeel deur R kwadraat. Ek weet dat K is 9 maal 10 tot die mag
9. En in plaas van dat jy nou kyk hoe ek alles neerskryf, kom ek pos, vul gou in, en dan aanpos jy weer. OK, is dit wat jy gekry het? So, ek het daai, kom ek sê net, daai is Newton. Ek het hier die elektrostatiese krag, het ek hierin vervang, die konstante, die lading van B en die lading van A, wat ek toe nou hier gesê het, is sommer die lading van B kwadraat, nee, wat is x maal x is x kwadraat, en hulle twee is mos dieselfde, hulle het aan mekaar geraak, toe verdeel hulle lading, en toe skei hulle weer. So hulle twee moet ewe groot wees, so ek kan hulle sommer maal met mekaar. As ek al daai getalletjies met mekaar maal en deel, dan kry ek hierdie, en as ek die kwadraat wegvat, kry ek 1,44. So ek weet, dat soos wat hierdie lading daar hang, is hy 1,44. Nou, kom ek sê net gou, want ek moes nog 'n rukkie dink daaraan. Daai elektrostatiese krag wat ons uitgewerk het, was daai stukkie. Dis hierdie een. Hy is net so groot as wat hierdie ene is. Ek hoef nie daai grootte te maal met 2 of ietsie nie. Hoekom nie? Kom ons veronderstel, hierdie twee balle het teen mekaar gehang. Nee, hulle was nou nie so end weg van mekaar af nie. Dan, as hulle in die middel hang, klein balletjies, sodat daar nou nie 'n afstand is nie, nou kry hulle hierdie lading, nou gaan hulle 'n entjie uit mekaar uit. Die hoeveelheid waarmee hierdie sfeer afgestoot word na regs, daai presiese grootte werk in op die ander een. Nee, dis amper soos met gravitasiekrag. Die aarde trek my aan met 70 Newton, of hoeveel ook al, maar ek trek die aarde ook aan met 70 Newton. Indien hulle sou vra, wat is die, as jy nou daai nou uitgewerk het, hoe groot is die krag wat op A uitwerk, en jy sê, maar dis dieselfde grootte, wat se wet sê dit, dan sal dit Newton 3 wees. Selfde grootte krag, net in die ander rigting. So, dis hoekom ek hom nie gaan maal met 2 nie. Daai krag is dieselfde grootte krag as wat hierdie ene is, net in die ander rigting. So, dis die krag wat hierdie twee op mekaar uitoefen. Dit is net in verskillende rigtings. So, dis hoekom ek daai ene gekry het. Nou weet ek wat is die grootte van sy lading nou. Nou wil ek wil nou teruggaan na die oorspronklike toe. Voordat hulle geraak het aan mekaar, en ek weet daar is so 'n formule. Hy is nie op jou formuleblad nie. A plus B, as ek dit deel met 2, dan kry ek die nuwe lading. En dit is die lading wat hulle nou het, wat ons nou hier uitgewerk het. So daai 1,44 maal 10 tot die mag min 7 gaan ek hier insit. En A se lading was, wat was A se lading? Hulle sê hierso 2 identiese neutrale polystyreenballe A en B word gehang. So A het nie 'n lading nie. Hy het nie 'n lading nie. Hy is neutraal. B is ook neutraal. En dan gee hulle vir B 'n negatiewe lading. En dan trek die twee mekaar aan. Hoekom trek hulle mekaar aan? Hierdie ene is neutraal, so het eweveel positief en negatief. So, daar's geen rede hoekom B afgestoot moet word nie. As hy neutraal is, soos jou hare, nee, dan bring jy hulle in die haal naby, dan staan jou hare op. So hulle trek mekaar aan. Hierdie ene het neutraal, so ek kan in A se plek 'n 0 in vervang. En B wil ons weet. En dit gaan ek nou deel deur 2.
En die netto effek is, maal daai kant, gaan niks bytel of aftrek nie. So kie B is gelyk aan hierdie vreeslike antwoord van my, maal met 2, 2.88. 2,88 maal met 10 tot die mag min 7 en dis koulomb. En omdat ek nou hierso met die lading werk, sal ek graag wil nee, ons hoef nie 'n lading by te sit nie. Hulle wil weet wat is die grootte van die aanvanklike lading wat aan bal B gegee is. Ag, mens kan seker 'n minus daarin sit. Wat was hier die teken? Hier gaan nie 'n teken wees nie. Daai twee was positief, hierdie krag. Die krag was na daai kant toe, kan ook nie vir hom 'n teken gee nie. Ek sou hierso insit. Dus, kie B is gelyk aan minus 2,88 maal 10 tot die mag min 7. As hulle nie die minus wil hê nie, want hulle vra net vir grootte, dan gaan hulle daarso stop en vir die antwoord gee. Dis nou nogal 'n interessante een. Dis nie 'n vraag wat ek al baie teëgekom het nie. Ek wil, waar is my tipex? Ek wil net hierdie, daai ouetjie laat my die hele tyd wonder, wat gaan hier aan? Daai is net 9 grade. Dis 'n lywige sommetjie en dis kom hy 6 punte tel. So ek gebruik die massa om die gravitasie uit te werk, gebruik die hoek wat hulle gee om die teenoorstaande sy uit te werk. Sit dit in die formule, want ons het gepraat van Coulomb se wet. Vervang in wat jy het, onthou dat hierdie moet in meters wees. Ek weet daai twee ladings is ewe groot, so ek kan dit kwadreer, dan het ek net een onbekende. Kry sy wortel, gebruik hierdie in die graad 10 formule, wat jy moet leer. Gaan lees weer, want ek wil net een onbekende hê. Hierdie ouetjie was 0, hulle het vir hom 'n lading gegee. As ek daai twee deel deur 2, dan kry ek hierdie. En daar's ons jou lading. Dit was 'n interessante een. Volgende doen ons die November vraestel.